wees nie. Ons kan nie net lewe nog getref nie. Ons kan nie net lewe asof ons maar net elke dag asemhaal, ons survive net, ons eet, bad, werk, slaap en dis waaroor ons lewe gaan nie. Nee, daar is 'n roeping en 'n doel. En ek wil vir jou sê ek hou van die Engelse woord purpose. Daar's 'n purpose in jou lewe. Jy mag daar sit vanaand en dink, ek weet nie wat's my purpose nie. Ek het nog nooit uitgevind nie. Ek kon nog nooit uitvind wat is dit wat die Here wil hê ek moet doen nie. En jy sien, die rede is belegio waarvoor dit gebeur. As baie redes waarom ons nie by dit uitkom nie. Die grootste rede is ons is so besig met hierdie wêreld en hierdie vlees en wat hierdie vlees behaag, dat daar's nie tyd en daar's nie plek nie. En ons kies nie reg nie. Ons kies nie om die Here te ken en alles nie. Ons kies nie om die wil van die Here te soek in die eerste plek nie. Ons kies nie om die woord te bestudeer, te aan aanbidding te gaan en te hoor wat is dit wat die Gees van God vir ons sê. Ons bid elke keer voor 'n preek, dan sê ons weet ons is nou gereed vir dit wat die Gees van die Here aan die gemeente wil sê. Nou elke kind van God is geesvervuld. En wanneer ons die woorde van lewe spreek en wanneer ons die woorde van die woord spreek, dan is dit inderdaad God wat spreek. Dan is dit inderdaad God wat 'n boodskap het vir jou vanaand wat hier is. En ek wil vir julle lees daar uit Filippense 3 vers 14 tot 21. Paulus is weer aan die woord, dit pas mooi aan by vanoggend se boodskap en dit lees as volg. Maar een ding, vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. En as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel. Laat ons eensgesind wees. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. En hier is belangrik, want baie, van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is hulle buik, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking, waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Tot sover die woord van die Here. Wat het dit te doen met purpose? Wat het dit te doen met wil? Nou ek is nie 'n motivational speaker nie. Ek gaan nie vir jou sê, ja, 7 stappe om jou purpose te ontdek nie en al sulke goed. Ek is nie 'n voorstander van daai goed nie. Die woord van die Here is baie duidelik wat ons purpose is. Die woord van die Here is baie duidelik wat ons roeping is en dis om eer te bring in sy naam. Dis eenvoudig dit. Wat jy ook al doen, waarvoor jy geroep is, wat jou gawes is, wat jou talente is, dis alles saamgevat in die pakket wat die Here vir jou gegee het om in te wandel. So ons leef nie nog getreffe nie. Ons het nie net gebeur nie en nou moet ons survive en hoop ons maak dit nie. Nee, daar is 'n doel, daar is 'n plan wat God het vir jou. Jy wat luister vanaand na hierdie woord, daar's iets wat die Here wil hê jy moet doen. En dis meer as net kerk toe kom. Dis meer as net bid. Dis meer as net sing en die woord bestudeer. Dit het baie te doen met hoe jy leef. Elke oomblik van elke dag, dag tot dag, totdat die Here kom. Jy sien, jy moet jouself hierdie vrae vra. Paulus praat met hulle. Hy sê ek vergeet die dinge wat agter my is, want dit wat belangrik was, is nie vandag meer belangrik nie. Hy sê dit wat ek was, bestaan nie meer nie. Op 'n ander plek sê hy beskou dit as drek, so uitnuut geword. So in die nuutheid van die Gees leef hy nou 'n lewe om wat te doen? Om homself te behaag? Het hy ideale? Kyk hoe hy sy volgende som geld kan maak? Is Paulus besig om te kyk hoe kan hy hierdie wêreld ten volle gebruik vir sy eie gemaak? Is Paulus besig om die wêreld te dien? Nee, hy is besig om die Here te dien. Hy sê hy vergeet van dit wat hy was. Die ryk man, die kragtige man, die noemenswaardige man, die man wat uitgestaan het en almal het vir hom geluister. Hy vergeet van daai ou. Daai ou is begrawe, daai ou is dood. Ons gaan nou vir jou begrawe. Daar in die doopbad gaan ons haar begrawe, want dis wat moet gebeur. Dat jy kan nie die verheerlikte liggaam van Jesus kry soos Paulus hier sê tensy jy eers in Christus begrawe is nie, onder sy bloed.
Die water is bloot 'n teken daarvan, hoor. Dis 'n teken daarvan. Die doopwater red nie. Kan ek dit net weer sê? Die doopwater red nie. Moenie onbybelse waardes heg aan goed wat die Bybel nie mee saamstem nie. Maar ons doen 'n gehoorsame stap, want dit is die openbare belydenis en die teken daarvan, dat net soos Christus gesterf het en opgestaan het, glo ons dat ons saam met hom gesterf het en opgestaan het in 'n nuwe lewe. Daarom onderdompel ons mense, ons besprinkel hulle nie op die voorkop nie, ons onderdompel hulle. Waarom? Want Christus het in die graf ingegaan en hy het opgestaan uit die graf en dit is wat ons vier. Goed, dit nou daar gelaat. Paulus sê ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit na wat voor is. Weet julle hoeveel van ons leef in die verlede? We're so busy with the past that we cannot live in the present. Baie mense is vasgevang in die bindinge van die verlede, die swaar kry, die dinge wat met jou gebeur het. Miskien het jy 'n slegte ouerhuis gehad, miskien het jy 'n slegte wegspring gehad, miskien is jy verniel, miskien is jy op verskillende vlakke verniel in jou lewe. En vandag sit jy en jy is die produk van jou verlede. Maar Christus het gesê, hy maak jou nuut. Hy sê, kyk, die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Jy sien, dit maak nie sin vir 'n kind van die Here om wedergebore is te wees en geesvervul te wees om dan nog steeds vas te hou aan die liggaam van die dood, soos ons volgend gesê het. Die liggaam van hierdie dood. Paulus gesê daar in Romeine 7, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Dan sê hy, ek dank Christus Jesus, ons Here. Hy gee vir ons purpose, hy gee vir jou 'n doel. Ek wil regtig hierdie begrip by jou inprent, dat ons sal ophou lewe, maar net om te lewe. En ons ideale moenie wees wat die wêreld kan bied nie. Ek en Morney praat nou die dag oor kinders wat groot gemaak word, veral begaafde kinders. Kinders wat uitblink in alles. Die ouers belê baie tyd, energie, geld in daai kind, want daai kind blink uit in sport, akademie, wat ook al. Dis nie verkeerd nie, maar hulle laat na om seker te maak dat daai kind skatte in die hemel het, want wanneer hy sterf, gaan hy agterkom, die feit dat hy 'n golfspeler van formaat was, 'n Springbok rugbyspeler van formaat was, die feit dat hy uitgeblink het in een of ander sport, of enige iets van die wêreld, as dit al is wat hy gehad het, dan het hy niks gehad nie. Dan is al daai tyd, al daai energie, al daai geld, al daai effort, al daai passie, het geen ewigheidswaarde nie. Ons moet heel eers te kyk waar ons kind heen gaan. Hy kan begaafd wees dat hy die hoogste sport in hierdie wêreld kan bereik. Hy kan 'n finansiële reus word omdat hy al die talente gehad het om dit te wees. En God het hom daai talente gegee. Nie 'n fout maak nie. Dis nie verkeerd van hom om die hoogste sport te bereik het nie. Maar wat wou God met sy lewe gedoen het of haar lewe? Wat wou God gedoen het? Wat was die doel? Wat was die purpose? Wat was die plan? As jy vir my sê jou purpose is om 'n bankbestuurder te wees. Ek weet hier's nie bankbestuurders hier nie, want ek sou dit geweet het. Hier's nie bankbestuurders hier nie. Maar as jy vir my sê dit is jou purpose, dan verstaan jy nie die purpose nie. Want die Here het jou nie gemaak om die wêreld te dien nie, die Here het jou gemaak om hom te eer. So wat het God vir jou in plek? As jy doen wat God vir jou het, dan eer jy hom. As dit is om 'n bankbestuurder te wees, dan eer jy hom. En wie gee jy dan die eer? Gee jy die Here die eer, of gee jy die ekonomiese stelsel die eer? Ek luister op radio Sonder Grense al hierdie ouens kan my vreeslik verveel met hulle finansiële uit. Ek weet niks van finansies af nie, ek stel God nie na belang nie. En luister ek na hierdie ouens, hulle is so bekommerd en oor hulle beleggings. Dit is rand en sent en ek dink so en dan skud ek my kop so in my binneste en dan dink ek, genade mense, julle mors op die tyd wat die Here julle gee op goed wat geen waarde het nie. Geld het nie waarde nie. Baie keer hou die Here die dinge van die wêreld van jou af weg en jy dink dit is 'n straf. Jy kom nie voor nie, jy voel net vir jou of jy kom nie finansiëel voor nie, jy kan nie wen by jou werk nie, jy kan nie wen hier nie. Is dit nie miskien omdat jy nie soek na jou God-given purpose nie? Is dit nie omdat jy die God-gegewe doel mis nie? Is dit nie dat jy so gefokus is op die wêreld en wat die wêreld bied, dat jy vergeet dat daar is 'n God wat jou gemaak het, geformeer het, toe jy nog in jou ma se baarmoeder was, het God jou geformeer, hy het jou gemaak, hy het jou gebou, hy het jou laat gebeur in hierdie wêreld. Jy is nie ongetreffe nie.
Is nie maar net toevallige afstammelinge, nee, daar's net een persoon wat mense maak, en dis nie die man en die vrou nie, dis God. God maak mense. God het jou gemaak, jong mens, ou mens, God het jou gemaak, en God het 'n doel met jou, hoekom jy mee gemaak is. En daai doel, moet jy hierdie kant van die ewigheid uitvind wat dit is. Jy moet seker maak dat jy uitvind, wat is dit, wat is my purpose? Ek hou van die motivational speakers, wat allerhande purpose het, en dan praat hulle van aardse goed. Die aardse goed is daar. God het ons talente gegee vir een doel, want hierdie ekonomiese masjien moet loop. Want die Here het gesê, die sweet van jou aangesig sal jou brood verdien. Hierdie preek gaan nie daaroor dat dit wat jy in die wêreld doen het geen waarde nie. Dit het net geen ewigheidswaarde nie. En as dit jou doel is om die werk te doen wat jy nou doen, as dit 'n roeping vir jou is, leef dit dan uit as 'n roeping tot eer van die Here, maar moenie vergeet waar jou werk vandaan kom nie. Ons spring so maklik van werk na werk. Ons word kwaad vir die baas en bedank ons gaan werk ons vir aanhou. Ons stop nie om te hoor, Here, is ek nog in u wil in hierdie saak? Soek ek nog na dit wat God vir my sê ek moet doen? Is ek nog oop vir die inspraak van die Heilige Gees? Luister ek nog na die stem van my God? Of leef ek soos ek wil, ek maak besluite, verkeerde besluite, my prioriteite is skeef en krom getrek, is op verkeerde plekke, is ek nie besig om my tyd te mors nie. Is ek nie besig om al die goddelike geleenthede, goddelike afsprake, goddelike platforms wat hy vir my gee om uit te blink, is ek nie dalk besig om dit deur my vingers te laat glip nie. Is ek nie dalk besig om dit te verloor nie. Is ek nie dalk besig om die Here se roeping, God's purpose vir my, is ek nie besig om dit weg te gooi nie. Is ek nie besig om dit sekondêr te maak tot enige ander roeping nie. Ons moet lewe, ons moet werk natuurlik. Al hierdie dinge is waar, ons moet lewe. Maar die Here sê ons is nie burgers van hierdie wêreld nie. Hy sê ons burgerskap is in die hemel, sê Paulus, na vers 20. Hy sê vanwaar ons ook ons as verlosser verwag, die Here Jesus. Dan sal hy kom in hierdie vernederde liggaam, maak soos sy liggaam. Jy geweet jy gaan ook 'n liggaam soos Jesus hê? Die Bybel sê so. Jy gaan nie God wees nie, maar jy gaan 'n liggaam hê wat nie kan die verderwing sien nie. Jy gaan 'n liggaam hê wat pas by jou wedergebore gees wat lewe tot in alle ewigheid. Jy gaan soos Jesus, Paulus sê dit in vers 21, hy sê dat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander. Verneder beteken hierdie liggaam wat neig na die sonde, wat kan ek sê 'n rakleeftyd het, wat uitgewerk raak, wat sterwe en uiteindelik teruggaan na die stof. Hy sê hierdie liggaam moet verander word. Hierdie liggaam moet soos Jesus se liggaam word. Verlang jy om soos Jesus te wees? Wil jy nie graag soos Jesus wees nie? Nou, dit maak nie sin om in hierdie lewe soos Jesus te wil wees en dan om te mis dat hy ons saam met hom gaan opwek nie. Dis die krag van sy bloed, dis die krag van sy opstanding. Dit beteken dat die sondige wese wat ek en jy is, vernuwe moet word. In die gees is ons wedergebore, maar hierdie liggaam moet nog verheerlik word. En terwyl ons in die liggaam is, wat is ons veronderstel om te doen? Wat is jou liggaam se roeping? Jy sien, ons dink baie keer dat ons het 'n geestelike roeping en ons kan geestelike praatjies maak and we are so super spiritual sometimes. Jy sê ons is so heavenly minded, we know earthly good. Daai is 'n baie waar raakstelling. Ek het 'n kleintjie dood aan mense wat verskriklik baie oor godsdiens kan praat. Verskriklik baie versies kan aanhaal en ander te probeer impress met hulle Bybelkennis. Maar hulle doen niks nie. Hulle geloof is net in hulle kop. Hulle geloof is teoreties, nie prakties nie. Jy sien, ons purpose is 'n praktiese doel. Wat moet jy prakties doen? Wat moet jy prakties leef? Nie wat glo jy nie, dis die beginpunt, ja. Dis die sleutel. Ons glo in Jesus Christus as persoonlike saligmaker en verlosser, dis die wegspringplek. Maar wat doen jy daarna? Waarmee is jy besig? Jy sien, ons moet daai vraag vra. Paulus sê vir hulle, hy sê, en dan sê hy 'n ander ding, hy sê, kyk hoe ons gewandel het, nou praat hy van leefstyl,
Nou praat hy van 'n leefstyl wat pas by die purpose. Paulus sê ek het 'n purpose gekry. Hy sê ek het verander. My dinge het totaal verander. Ek het 'n nuwe doel gekry. So het jy ook 'n nuwe doel gekry toe jy wedergebore is. Daai doel moet jy uitleef. Paulus sê ek leef dit uit. Ek beskou my geskiedenis as drek, want ek wil die Here as wins verkry. Ek wil hemel toe gaan, bo alles, bo almal. Die kerk is nie meer so effektief as wat hy was nie. Selfs in die Pinkstergeleedere is daar 'n afwatering en 'n vervlouing en 'n verlouing, kan ek amper sê. 'n Verdunning. Wie van julle hou van ou ros? Dis ja, so 2 of 3. Hou jy van ou ros? Ja, gesien as jy te veel water na ou ros gooi, sleg so. Dis so sleg ons geloof is. Met allerlei goed. Weet julle hoeveel kinders van die Here is bang vir die Heilige Gees? Weet julle hoeveel kinders van die Here is bang om in die naam van God iets te gaan doen? Want ons bang hulle gaan dit nie maak nie, of hulle is bang dat daar gaan skielik iets bonatuurliks met hulle gebeur en ek sien nie kans daarvoor nie. Ja, hulle dood jy die doodheid sien opstaan? Het jy al voor jou oë 'n goddelike wonderwerk gesien? Was jy al betrokke by duiwelsuitdrywery? Het jy al gesien hoe die duiwels luister vir die naam van Jesus? Ek het 'n hele party duiwels al aan my lewe uitgedryf. En dit is 'n belewenis van die bonatuurlike krag van God. Toe jy gedoop is met die Heilige Gees en jy spreek in tale, toe was dit 'n bonatuurlike krag van God. Moenie laat enigiemand daar in die wêreld 'n twyfel in jou saai oor dit wat die Heilige Gees doen nie. Dis altyd in lyn met die woord. Spreek in tale is absoluut in lyn met die woord. Doop ook. Ensovoorts. Ek wil hierdie gemeente motiveer. Hy groei so mooi. Kom ek vertel julle, daar's min gemeentes wat vanaand 'n diens het in die Valdriehoek. Meeste van hulle is toe. Want mense soek nie meer na God nie. Ek veroordeel niemand nie, ek noem 'n feit. Mense soek nie meer na God nie. Hulle het nie meer daai honger, daai smagting, daai dors. Daai ding van you take the whole world, you give me Jesus. Ek wil Jesus hê. Bo alles, bo almal. Niks, ek sal nie tevrede wees met niks anders nie. Ek gaan nie my tyd vir die wêreld gee nie. Ek gaan nie my energie op die wêreld mors nie. Ek sal daaroor leef en ek sal die Here vertrou, maar ek sal leef vir die Here, dat Jesus sal alles wees. Want as hy nie alles is nie, is hy niks. Kind van God, hoor vandag, jou roeping hou nou verband met dit wat jy glo. As jy glo Jesus is alles, dan moet hy alles wees in jou lewe. Jou besluite, jou prioriteite, jou leefstyl, alles moet bewys lewer daarvan. Hoekom dan anders? Want as die Gees van die Here intrek, dan trek die wêreld mos uit. Daar's mos nie plek vir albei nie, is dit nie so nie? As die Heilige Gees intrek, wil ek vir jou vra, as mense na jou luister en na jou kyk, kan hulle sê ek kan die Heilige Gees duidelik sien, hoor en ervaar na 'n mens se lewe? Of het jy nog 'n ernstige stuk vlees wat die Heilige Gees weerhou om van jou die mens te maak wat God bedoel het jy moet wees? Jonk en oud. Is jy nie dalk besig om die Heilige Gees so te weerstaan sodat jy jou eie sin kan kry nie, sodat jy jou eie ideale kan uitleef en jy vergeet dat God het dalk vir jou ander ideale. God het dalk vir jou iets anders om te doen. Daar is 'n heilige hemelse roeping. Paulus sê dit. Hy sê ek strek my uit na wat voor is en jaag die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God. Waar? In Christus. Voordat ons kan dink dat Paulus net van homself praat, moet ons die volgende versie lees. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. Almal van ons. Nie net Paulus en Petrus en Johannes en Jakobus nie. Almal van ons moet hy gesindheid hê van wat Paulus gehad het. Hy sê ons het volmaak geword in Christus. Nou het ons 'n hoë roeping en vir daardie roeping sal ek leef.
Kind van die Here, dis wat dit beteken om jou lampie vol olie te hou. Dis wat dit beteken om die sout van die aarde te word en nie laf te word nie. Dis wat dit beteken om vas te hou en jou geloof te behou tot die einde. Dis wanneer jy jou roeping in Christus uitleef. Want as jy 'n roeping in die wêreld gaan soek, gaan jy van God afvallig word. Jy gaan al hoe meer en meer wegdwaal van die Here af. Jy gaan geestelik al hoe swakker en swakker word, totdat jy naderhand in 'n kerk sit en 'n kerk voel vir jou soos 'n vreemde plek. Baie dit gesien in my lewe. Mense wat by die Here was, weggeraak het en hulle sukkel om terug te kom, want die kerk voel vir hulle voel nie meer daar tuis nie. So as jy nie meer tuis voel nie, dan moet jy nie weghardloop nie, dan moet jy vir die Here vra, Here, waarom is ek nie meer tuis nie? Wat is daar wat ek toegelaat het in my lewe? Waar het ek uitgeval sodat ek kan teruggaan en my daarvan bekeer? Wat het gebeur? Het ek die wêreld te lief geraak, my wêreld te lief geraak, my werk? Het ek my geld, het ek geld lief gekry? Het ek genot en plesier en vermaak lief gekry? Wat is dit? Het ek verslawings lief? Is daar iets wat U van die troon afgestamp het in my lewe? Soos nie hierdie ding nie, dit wat hy represent. TV, vermaak, sport. Sport jou God geword. Ek sien nie baie sportiewes hier nie, ek ook nie. Ek sien regtig nie baie sportiewe mense hier nie. Miskien daai ouetjie met die soet daarso. Hy lyk of hy 'n bietjie sportief kan wees. Prys die Here. Ek wil afsluit. Hy sê dat hierdie mense wat hulle buik as God het, is mense wat nie in Christus is nie. Pas op vir hulle. Pas op vir die dwaalleraars. Pas op vir die valse profete wat die fokus van Christus al wegvat. Miskien op werke konsentreer in terme van jy moet dit en jy moet dit en jy moet dit en jy moet dit. Wat 'n godsdienstige gees het, soos die Fariseërs in die Ou Testament wat 'n godsdienstige gees gehad het. Hulle was super spiritual en super godsdienstig en so verlore soos kan kom. Want hulle het nooit hulle skepingsdoel, dat Christus gekom het om juis hulle te red, juis hulle te volmaak, juis hulle na die beeld van Jesus te herskep, want dit is tog God se volk. Juis hulle het hom verwerp. En ten spyte van hulle godsdiens het hulle purpose, hulle doel nie bereik nie, want hulle God was hulle godsdiens, nie God self nie. So ek wil jou ook so net so as 'n sideline wil ek vir jou sê, pas op vir godsdienstigheid. Pas op vir godsdienstigheid. Dit gaan oor verhouding. Dit gaan oor wie Jesus vir jou is. En wie jy vir Jesus is. So wil jy moet hierdie plek verlaat vanaand met 'n vaste wete, jy het 'n doel. En daai doel is meer as net jou werk, meer as net 'n man vir jou vrou, meer as net 'n ouers vir jou kinders. Dis meer as net kerk toe gaan en Bybel lees. Daar is iets wat jy moet doen vanaand. En jy moet besluit of jy die Here gaan toelaat om oor te neem. Om in te kom. Oor te vat. Gaan jy maar voor vertrou? Of gaan jy sê nee? Ek sal nie beheer verloor nie. Ek wil beheer behou. Ter alle koste. Weet jy wat gaan dan gebeur? Die Here gaan jou los. Dat jy beheer het oor jou eie lewe. Hy gaan jou verbygaan. En hy gaan na die volgende persoon toe gaan wat wil. Ek hoop nie en ek glo nie daar so iemand hier vanaand nie. Dis die kante kan vorentoe kom. Kom ons maak seker dat ons ook ons hoë roeping wat ons in Christus het uitleef.